Satan weet, hy moet ook valse herlewing skep. En 'n valse herlewing, wat hy moet skep, is, 'n klomp mense moet op hulle rug lê, en hulle moet hulle halfvrek lag in 'n kerk, vir 3 ure. Hoor gou, ek is nie teen joy nie. Jy moet my mooi hoor. Ek glo, daar kan gelag word en gejoy gewees. Maar ek glo ook, dat baie wat lag is 'n demoon wat lag, en hy weet die pastoor kan hom nie uitdryf, hy is onkundig. En dis 'n klomp demone wat lê en lag vir die mense, en hulle dink hulle het herlewing. Hoekom hou ons 'n lekker, ek like die kerkdiens, maar ek kan praat soos die mense praat, 'n kerkdiens vandag, hier op Krokshop se stoep. 2 redes. Dis lekker, eintlik 3 redes, en ons wil, en die derde een is, ons eie aanbiddingsplek is stampvol wonderwerk goed, van sonpanele en alles. En ons wil nie dit breek nie. Amen. Waar slaap 'n leeu in die Kalahari? Net waar hy wil. Nou hoor gou mooi, waar evangeliseer 'n kind van God? Net waar God wil. Daar gaan hy. Amen. Amen. Nou ja, ons gaan vandag 'n bietjie praat oor herlewingsvure. Nou, dit moet eintlik 'n teaching wees, en tussenin moet jy luister as dit 'n teaching, maar dit is ook 'n evangeliese 'n diens. Okay. En ek is so opgewonde as ek kyk hoe mense opstaan. Mense hoor gou mooi, en ek dink die editor sal nie worry as jy net vir my daar wys op daai kameraman nie. Net sy gesig wys, net so vinnig. Mense hoor gou, smile, daar sê, gooi daai smile, gee maar aan 'n klap. Mense hoor gou mooi. Okay, vat hom weg. Hy kom hier. En ek het toestemming by sy ma en sy pa en by homself om te praat oor hom, ek sal nie te diep te praat nie. Luister, die ou sit daar, hy luister nie. Jy kan Engels praat, hy luister nie. Hy was so vasgevang in Satan. Hy het saam met, as julle al vergeet het hy rituele hier ondergehou, saam met mense. Hy het rituele gehou, hulle het Satan opgeroep. En kyk waar staan hy vanoggend agter die kamera. Aan God die Heer. Maar hoor gou mooi, sal hy daar gestaan het as hy nie self sê, hier's 'n tree, ek gee 'n tree uit my omstandighede uit nie. Maar om in jou omstandighede te sit, gaan niks beteken nie. God wil almal help, maar hy wag dat jy jou tree gee. Amen. Soos jy wil bly sit, kan jy met jou mond sê, ek het Jesus lief, en Jesus kan my help, en Jesus kan alles doen, maar niks gaan gebeur nie. Want jy gee nie 'n tree nie. Nou ja, ons gaan so 'n bietjie praat uit 'n ander oogpunt uit oor herlewingsvure. Almal wag vir herlewing. En ek gaan vanoggend spytevol wees, soos ek altyd sê. Ek het altyd gesê, ek dink daar's 2 soorte herlewings. Jy kry in die Bybel 2 soorte antichriste, het julle dit geweet? Daarom sal mense boeke skryf oor 'n antichrist, en daai een kan moontlik antichrist wees, en daai een kan een wees, en daai een. Jy kry 2 soorte antichriste. Jy kry die myn antichrist wat eendag kom. En seker al gebore is. En dan sê 1 Johannes 4, daar is 'n klomp antichriste. Verstaan julle? Godlonaars en wat leiers raak, hulle is antichriste. Maar dit is nou nie waaroor ek wil praat oor hulle nie. So ek glo oor herlewing, dit is rooie se siening. So jy moet die Bybel ondersoek of dit so is. Is daar 2 soorte herlewings. Die eerste herlewing is, jy kan dit elke dag, jy hoef nie te wag vir hom nie. Jy moet hom gaan soek. Jy kan hom elke dag beleef, as jy doen wat Jesus gesê het jy moet doen, en nie jou eie goedjies doen nie. Dan die ander herlewing is 'n wêreldwye herlewing, wat God partykeer besluit, nou het ek die hele wêreld net gou, en mense loop oor die strate, en skielik raak hy bewus. Al die gebede van die heiliges, kom op daardie stadium by God by mekaar, en God besluit,
Ek gaan nou, hoor wat hulle gesê het, ouma moet gered word, papa moet gered word, niggie moet gered word, die een moet gered word, en wat gebeur? God doen dit op een slag, jou loop nog oor die straat, daar raak jy bewus, en jy bekeer. Dit is 'n ander herlewing, 'n wêreldwye herlewing, en almal wag vir hierdie herlewing. Ek gaan nie oor daai herlewing praat vanoggend nie, want baie, ek gaan net een noem, sien dit vals. Satan weet, hy moet ook valse herlewing skep. En 'n valse herlewing, wat hy moet skep, is, 'n klomp mense moet op hulle rug lê, en hulle moet hulle half vrek lag in 'n kerk, vir 3 ure. Hoor gou, ek is nie teen joy nie. Jy moet my mooi hoor. Ek glo, daar kan gelag word en gejoy gewees. Maar ek glo ook, dat baie wat lag is 'n demoon wat lag, en hy weet die pastoor kan hom nie uitdryf, hulle is onkundig. En dis 'n klomp demone wat lê en lag vir die mense, en hulle dink hulle het herlewing. Soos hulle vroeër gehad het, 'n labor spirit, en toe dink almal is herlewing. Lê op die vloer en almal kraam. En dan die volgende oomblik, lê almal vir 'n halfuur in 'n fetusposisie, en almal kraam in die kerk, mans en vrouens. Daar was so beweging 'n tyd, en hulle kraam in die, hulle lees wat Paulus gesê het. Ek is in barensnood oor julle. Paulus het bedoel, hy bid ure, hy bid dae, hy bid weke, en dan, in daai intensheid is ek in barensnood. Nou kom hier 'n klompie Christene, wat nou net sy sigaret buitekant doodgetrap het, of hy het nou net geskinder van die een, en skielik wil hy so skits koffie, ook die barensnood ervaar, en die demoon vang hulle met 'n lekker triek, en hy gee vir hulle 'n barensnood verhaal vir in die kerk. Net soos die goue tange, wat gekom het, en almal het gedink is herlewing. En toe raak die tande vrot daarna. Hoekom is daar nie toe berig oor dit nie? En die goud wat gesif het uit die dakke uit. Ek wil nou nie vandag oor dit preek nie. Dit is Christenmoetie. Christen, ek noem dit maar so. Pas op vir nagebootste herlewing. Maar hier is 'n geweldige groot herlewing op pad. Ek beskou dat hy nou in die gang is. As 'n president van 'n land kom en hy stop woke en hy stop LGTB van een van die grootste, magtigste lande, die Amerika, dan sê ek vir jou, dan is daar mos herlewing. As daar na Elon Musk, wat ek weet nie of hy nog God dien of nie, op die terrein verskyn en hy sê, julle, ek gee julle pak Netflix en almal wat woke op het. En in een dag verloor hulle 25 biljoen rand. Of hy's in God se werktuig. Of hy gered is of nie, ek is nie daar oor geplan nou nie. Ja, ek is geplan dat hy gered word. Dan is daar mos herlewing. As Zuckerberg opkom, wat totaal van die pad af is, ek weet nie hoe sy hart met Jesus is, dit kan ek niks sê nie, en ek gaan nie uitsprake maak. En hy sê, hierdie emojis gaan julle nie meer gebruik, hierdie goed, wat LGTB is nie. Dan is daar mos herlewing. Wie in hulle leeftyd het gedink dat so iets skielik gaan op ons neerkom? As Charlie Kirk geskiet word, en daarna barst klomp goed uit, dis herlewing. Herlewing kom nie met jou gelaggery en gemorsery, hulle tot kotsbakke gehad, daar is nie 'n ander woord om te sê nie. In Kimberley het ek het gesien, daar hou hulle vir elkeen, en dan kots hulle in die bakke, sê hulle is die Heilige Gees. Dis 'n blasphemy. Dit is totaal om teen die Heilige Gees so te praat. Hierdie goed, hulle het hulle self nat gepie voor in die kerk, dan sê hulle stroop hulle van alle waardigheid. Dit kom nie van God nie, dis valse herlewings. Hierdie goed was ek by. So ek praat nie wat ek net sien nie. Hulle het geklim op stoele, dan kraai hulle in Bloemfontein in 3 rigtings. Dis verloning. Terwyl Hoesjeban is, klim almal op die stoele, sit soos 'n hoender. Hulle doen dit toe hier aan die kant ook. En ek gaan doen 'n kursus vir hulle by daai kerk, hier op Katoe. En ek klim af. En ek sê, ek het my mieliepitte vergeet. Hulle vra, hoekom? Ek sê, want julle is 'n verdomde klomp hoenders. Ek moet julle voed met mielies, en nie met God se woord nie. Nou ja, dadelik is die kerk se deure vir jou toe. Waar is julle? Julle volg my. Waar is julle vandag? Waar is julle herlewing? Waar is julle hoenderkraaie? Waar is julle goue tande? Waar is al hy gemors? Hy demone kruip nog steeds weg. Herlewing is iets.
as 'n godsman soos Paulus en Petrus en Jesus, God se seun wat loop en 'n duiwel uitdryf. Herlewing is waar jy bid vir siekes. Kom ons praat gou oor 'n kerkprogram, want almal etek, hierdie kant etek die ou se koffiekroeg by die kerk, en etek 'n mega church, en die ander sê weer, ons wil nie so gekrapeer soos julle lykie. Hoor gou hierso, dat ek vandag vir jou sê, daar's niks fout om 'n mooi koffieshop te hê by 'n kerkie. Daar's niks fout om 'n mega church te hê nie. 'n Ou wat 11 mense bly en hy bly in 'n stad, en hy bly 11 mense en dan 12 en dan weer 9, dan weer 11 vir 10 jaar. Jy's lui. En dan kort iets met jou gebedslewe. Gewoonlik sê hulle, kyk ek het ook daar gepreek, vra vir Stella. Maar ons het daarom vermeerder. En sê ek, al sit net ek 'n Stella hier, maar ons sal die waarheid preek. Partykeer is 'n ou onnosel hoe jy preek. Partykeer is jy onnosel. Deesdae preek ek, al sit net ek en Elon Musk in hierdie kerk. Maar net ons twee. Maar dat is okay, net 'n grappie hoor. Hoor gou mooi. So ek wil vandag vir jou sê, kry die kerk mooi. Dis niks fout om mooi tapuite te hê nie. Ons kan net hê ons het stof. Daar's niks fout om jou mooi blomme in 'n plek te hê nie. Daar's niks fout om mooi te lyk God se plekkie. As die wêreld kan mooi lyk, hoekom kan God se plekkie mooi lyk nie? As die wêreld kan vinnig by 'n plek kom by sy meetings met 'n vliegtuig, hoekom kan God se pastore nie met 'n vliegtuig ry nie? Wie is jy om te sê, dis nou verkeerd vir 'n pastoor om 'n vliegtuig te hê? Waaroor? Ek sal alle resources wat my God my gee gebruik. As hy sê, jy werk in die Kalahari met 'n donkiekar, dan is ek tevrede. Maar as God sê, rooie strous, dis tyd vir 'n straler of 'n wat se ding, ek weet nie wat, dan gebruik ek hom. Nou nie Jaco en Andres. So, laat ek net vir julle vertel, die nuwe mense weet nie. Maar Jaco wat hier kom, koop vir hom. Nou dadelik as jy hoor, jy koop vir jou 'n Microlite vir R10,000. Moet jy klaar weet, hy kort 'n paar vangproppe of iets. Ek bedoel R10,000. Hulle koop hom en op 'n Saterdag hoor ek ander sê, maar hy gaan bietjie af na Jaco toe. Hulle gaan hom 'n bietjie toets, maar hulle gaan laag oor die aarde ry, oplig ry. My woorde aan Andres was, kom hier, skiet ek jou so met klaar vir ek. Wat wil ek nou net nog hoor, jy is dood. En hulle het hom toe Johan de Beer sê, dis nou 'n wonderlike waai. Toe hom start is dit net splinters. Jy moet brille op. Kers, dis net 'n grappie van julle. Maar ons is baie keer so. Ons wil tog nie wat God kan bied nie. Hierdie groot God kan baie goed bied, maar jene, ek is 'n sendeling. Ek moet elke dag met stikkende wiele ry. Strooi man. Ek sê nie jy moet 'n biljoenêr wees nie. As God dit ook wil doen, dan doen hy dit met jou. As jy dit kan reg hanteer. Want daar's party wat net nog verder gaan lei wees. As God 'n bietjie geld vir hulle gee, dan is hulle al klaar weg uit die sendingveld uit. Nou hoe gaan hulle nie uit die sendingveld uit wees as hulle baie het nie? Here, u kan my vertrou. Ou Louis Malherbe, ek was net bekeerd, toe sien ek sy goed, het altyd gepreek, daai jare het hulle gesê, as jy R1 miljoen het jy sukses bereik. Dis 33 jaar terug. Toe was R1 miljoen sukses. Hy sê, dis die grootste leuen wat die duiwel nog vir mense vertel het. Maar, kom ons praat 'n bietjie oor vure. God wil hê ek en jy moet 'n vuur wees. En as ek so sit en ek is bedruk, dan is ek 'n dooie charcoal wat net rook. Ek is eers net gevrekkie, ek is heel dood. En dan, hy smeel so. En 'n charcoal wat smeel kan nogal nie lekker ruikie. Is jy vanoggend 'n vuur van God of nie? En ek wil vandag vir julle sê, een woord kan 'n vuur veroorsaak. Hoor jy my? Hoor jy wat ek sê? Een skrits, soos 'n vuurhoutjie, kan veroorsaak erlewing. Jy kan loop en met jou negatiewe mond vir Satan werk. Vra jou studente, as een oortree sal ek hom uittrap. Maar almal kry 'n goeie woord. En so kry hulle dit van Wally, van Stefan, van almal wat verby hulle loop.
En ek sê vir die personeel weer, en julle doen dit. Gee 'n goeie woord. Een scratch. Een virokie woord wat jy gee, is net daai woord. Wie sê nie EC is hierdie volgende Reinhard Bonke nie? Wie sê nie daai François wat ek so sê, ek ken die vorige François Kansvatters, François. dan kyk, ek vra hom elke keer, ek weet ek kan jou vertrou. Want daai ou, hy styg uit. Maar in nou sy agterkop is van 'n ander ou wat jou verneek het. Verstaan jy? Hier sit mense, een scratch woord. Om vir Daggie sal jy 700 woorde sê, en dan is hy soos die effekte tras, dan is hy eers môre weer daaronder. Jy besit die vermoë, Daggie. Sit nou by diere, daar was nog nie beter nie. Maar die ding is, hy gaan vir 5 dae aan, daar is nie beter nie. En dan vra die varke, waar is Daggie? Verstaan jy? Ek praat so 'n bietjie persoonlik, Wallace. Kyk, jy's 'n ou wat kan groei. En jy sou ook weg gewees het toe jy verslap. En hulle try hom daarna. Hulle kyk. Jy moet kyk hoe volg hulle. Hulle try hom daarna en sê kom. Hulle lok hom met meisies en dagga en alles. Prys God dat jy nie vir die disippels van Satan geluister het nie. Ek is lief vir daai klomp. Maar as jy iemand lok met vrouens en met dagga, as jy 'n disipel van Satan. Mans, 'n mens moet onderskeid hê. Nika, het jy dan nie onderskeid uit het gehad nie? Ek sê, Nika, jy kom nou na my kant toe. Ek is so 'n bietjie lus om met julle vanoggend te gesels. Mevrou van Rensburg, Jansen van Rensburg, wat is jy so stil vanoggend? Must we preach in English? Sy sê elke keer maak ek 'n fout, dan preach ek vir haar in Engels. Ek weet nie hoekom nie, maar as ek haar sien wil ek Engels praat. Sy sê, oom, asseblief, praat met my Afrikaans. Okay, prys die Here. Oor mooi. Daar's verskillende vure. Dit weet ons. Wat was die ouens se naam? Abiram en Datum en ek het ook nou dag voor ek by hulle nou kom met die valse vure, want ek sien Stanley kyk nou, dat ek die name so lekker ken. Wil ek nou net vir jou noem. Ag, kos los daai net, waar ek Chinees geleer het. Nou net praat ek te lank. Okay. Maar hoor gou mooi. Hierdie ouens kom, hulle sien Moses het vuur. En hulle het panne gehad, dis voor Jesus se kruisiging, so daai tyd moes jy geoffer het, Jesus was ons volmaakte offer, ek wil hê studente moet dit leer, as mense wat nie weet, dat ons eers moes diere geoffer het, toe kom Jesus as die volmaakte offer, en toe hoef ons nie meer diere te offer nie. Nou haal jy sommer jou geld uit in jou EFT en jy offer. Amen, in die gemak, te gemaklik. Maar hoor, hulle kom, daar was panne, as sit jy jou vuur in, en hulle challenge vir Moses die leier. Rebelsheid kom, was die eerste sonde, het julle geweet? Die appel in die woestyn, die appel in die paradys, was nie die eerste sonde nie. Julle geweet? Die rebelsheid van Satan, wat 'n engel was. Hoogmoed was die eerste. Hoogmoed en rebellie. Het jy geweet as jy vir jou broer kwaad is jy rebels? En het jy witchcraft. Hy sê, jy pleeg witchcraft. Sê die Bybel. Nie net daai ou wat daar staan en dans om die vuur met witchcraft, nie. Jy wat vir jou broer sonder rede kwaad is. Hy sê dan sonder rede. Dan kan ek vir Pastor partykeer kwaad wees. Want ek het rede. Maar sonder rede kwaad is. Dat ek net. Want ek dink die mense by die huis wonder ook al. Kan ons die touwtjie net wegkry. Okay, so. Daar's verskillende vure, valse vuur, jy kry die ou, ek het hier ouens gehad, daar by die hoek, as staan hulle met my honde, en met daar speel hulle kliphard, oh, when you split the sea, en dan loop en sang hulle en prys hulle, ek het al gekry, toe ek daar onder by Motties huis gebly het, ek loop hulle so, maar speel hulle van worsie visser of iets, as hulle my sien, ek weet nie hoe vinnig is hulle by knop en nie daar sit, oh, prys die Here.
Dis daai valse vuur, dis daai skynheiligheid, dis daai valsheid. Die een oomblik ek is by Jesus, die ander oomblik sit ek by die rookboom. Ek praat nie met die mense wat 2-3 weke hier is. Hoor gou mooi. Ek praat met mense wat al Jesus se evangelie gekry het. Mense wat gehoor het van Jesus. En dit is die een dag daar, die ander dag daar. Jy kan nie vertrou word nie. God wil jou seën, maar hy kan jou nie seën nie, want die een dag is jy so en die ander dag is jy so. Wil jy nie nou by 'n plek kom waar God jou kan vertrou nie. Maar hoor gou. Ek wil nie vanoggend oor die verkeerde vuur praat nie. Ek wil 'n bietjie oor die regte vuur praat. Ek wil 'n bietjie nie oor die wêreld waar jy erlewingsvure praat nie. Ek wil oor die vuur wat ek en jy aansteek praat. Waar ons gery het nou sommer net laaste. Talisha, Sannieshof, was daar vuur aangesteek. Amen. Bekering, gedope, genesings. Waar het dit gebeur? Ek weet nie eens nou nie. 80 of 90-jarige tannie, doof. Waar was dit? Waar was dit? Mamasbury. Sy is doof gebore. Sy het gelê in haar kot. Dan lê sy op die gesonde oor. Dan vra ma melk, dan ignore sy. Toe kom hulle agter, hierdie kindjie is doof in die een oor. Maar hierdie kindjie gaan maar so aan. Hoe sê jy? Ek spot nie met dowes nie. Ek spot met Satan. Op 80, hoe oud is hy? 90, 88, ja. 88, sê ons net, dis die rooies wat so goed is, dis God wat so goed is, en ek druk my vinger in haar oor, en ek sê die woorde van Jesus, wat hy op 'n tyd gesê het, Ifata, gaan oop beteken dit. En daar is die tannie oop. Jy sê, Antie, daar is dan 'n mooi ou in die dorp, hoe sê jy? Toe maar tannie, ek spot net so bietjie. Dis die God wat ons dien. Die aand op Facebook, julle moet dokters verslae kry. Julle moet dit kry. Ag man, loop speel op 'n ander plek. Maak vir jou kantoor oop, dan volg jy ons, koop vir jou bussie, en dan kan jy agter ons al die dokters verslae kry en nie goed. Ons het nie tyd om te speel nie. Jy het tyd om te speel. Weet jy wat sê so iemand? God kan nie genees nie. Rooies kan nie genees nie, maar God kan. Ek is net die instrument. Alhoewel hy sê in Matteus 10, gaan maak gesond, so ek maak gesond in sy naam. Maar hy kry al leer. So, hoor gou. Jy moet 'n vuur aansteek. Jou mond wat negatief loop praat, ek is nou lus vir rook. Satan sê, yes, dan maak hy weer die geestesvure dood. Man, kom ons gaan rook skelm. Yes, jy werk saam met Lucifer, hy geniet jou. Hey, maar jy daai girl gekyk haar boude. Yes, jou wel lustige ding. Jy is mooi besig om saam te werk. Porn, kyk hy een gister, sê my daar iets op Facebook, ek sê man, jou vieslike prente wat jy kyk, hy sê dis beter as om na jou preke te luister. Mense is eers meer skaam nie. As eers meer skaam nie. Het julle gekyk in 1 week het ek omtrent 14 negatiefs verloor op Facebook. Toe ek vertel van die app, wat ek op ingaan, as iemand my moeilikheid gee en gaan kyk wat gaan op sy foon aan. Het julle gesien? Van die 14 het 1 oorgebly. Die ander het gehardloop. Ek het nou 'n upgrade app gekry. Pas op, ek krap. Die poppie, ek vang my nie eens uit nie. Okay, kom ons gaan aan. Hey, as die pille vir domheid nie. Mense, hoor gou mooi. Daar is 'n regte erlewingsvure. Hoekom kry ons dit nie? Luigheid. Luigheid. Te lui om te bid. Te lui om te worship. Anna vraag gisteraan. Oupa, wat is worship? Dit is so mooi. Dis Afrikaanse kind, so sy moet dit vra. Wat is worship? Prys die Here. Nou kom ek sê vir jou. Jy moet die vuur aan die gang hou. En hoe hou jy hom aan die gang? As jy eendag bid en dan oor 3 maande bid, sê ek nou vir jou, sal jy elke keer moet petrol kry. Dis hoekom party mense kort eers moet weer bekeer. Elke 6 maande bekeer hulle.
Want hy's vol van die Here. Waar is daai blonde kop vrou met die lip? Het ek sê, wys jou lip. Waar is jy? Waar is jy? Want hulle hardloop hier, hulle is vol vuur, maar hulle gaan nie in die vuur word nie voortgesit by die warm kerkie, by die woord nie. Nee, ons wil net gesien word op radiostasies, ons wil gesien word op die TV, ons wil gesien word op Facebook, ons verkondig Jesus, maar binnekamerverhoudings is daar nie. Kan ek vandag vir jou die waarheid vertel, jy kry nie vuur so nie, jy kry net 'n vuur in jou binnekamer. So boksie vuurhoutjies kry jy in jou binnekamer. Nêrens nie. En elke keer as jy skrits, is dit 'n woord. Jy steek aan. Jy steek brand. Kom ons gaan aan. Ek gaan. Prys sy naam. Ek wil klaarmaak om te sê, nie klaarmaak die preekie, oor te sê van die koffiekroeg by die kerke, dis mooi, jy mag dit hê. Maar as jy 'n koffiekroeg by die kerk het, maar jy kan nie eers 'n duiwel uitdryf nie, of jy het net een tannie in die kerk wat kan duiwels uitdryf, shame on you, pastoor. Jy moet 'n barista wees. Want jy kan nie duiwels uitdryf nie. Dit is wat jy is. Ek is nie teen koffiekroeg nie. Ek laf sulke goed. Ek laf dit om by netjiese plekke te kom. Ek smaak dit dat God se plek mooi moet lyk. Maar as jy meer gefokus is op jou koffie om mense te trek en met die springmilies en die ander goedjies, is daar fout. Daar's fout. 'n Pastoor, ek kan nie verstaan dat mense pastore my bel. Vraag stel, bel my. Ek sit hier met 'n vrou, daar moet 'n duiwel uitgedryf word. Die een pastoor is 43 jaar in die bediening, hy spog daaroor. Ek sê jou lui ding. Kan jy nie 'n duiwel uitdryf? Nee, ek weet nie hoe nie, dis nie my bediening nie. Waar staan dis jou bediening om 'n duiwel uit te dryf? En hierdie teken sal volg. Almal sal duiwels uitdryf. Party sit net in beradingskamer en doen dit meer as ander. 'n Kind van God moet 'n duiwel kan uitdryf. Anders as jy slap, of bang, of lui, of jy het 'n binnekamerverhouding nie. Sê even 'n storie. Weet jy hoekom wil jy dit nie doen nie, pastoor? Want die 10de betaler, dis die waarheid wat daar agter sit. Nou net gaan om Johnny loop met sy R20,000 per maand as die duiwel daarvoor gil. En daarom cover jy dit op, want jy wil 'n moderne pastoor wees en Lucifer like jou want jy werk saam met hom. Ja, kry vir jou. Werk saam met Lucifer. En jy sal jou 10de betaler moontlik behou. Ek het in die lewe gesien, na tyd kom 10de betalers ook fraud agter, valsheid agter, en hulle soek die reël ding. Mense bel my dikwels, Royce, ek wil by jou inbetaal R20,000 nou. Wat ek sien, jy praat die waarheid. Gisteraand, julle sal sien, die wat gekyk het, ek het 'n kort live gemaak, daar is 'n tannie wat bel, haar man lê op sterwe, enige oomblik. Hulle kry nie ambulansie, dan Nelspruit, waar ook al. En hulle kry nie, en dit is dit en dat. En ek gaan op, 4 minute daarna, prys die Here, bel Kofuto wat dood is. Dit is eintlik sy oom, ek sê toe sy seun. Maar in elk geval, en hy bel, hy sê ek is 'n patoloog, ek is by hierdie hospitale, ek reël nou. En hy klim in sy kar, en hy is wedergebore, en hy reis om homself. En hy bedien. En hy sê, ja, Roy, is hierdie oom is baie naby. Hy gaan nou vertrek hemel toe een of ander tyd. Maar hoor gou mooi, dit is wanneer vuur gebeur. Nie op die telefoon, kry aan. Daai tannie sê, ek het al die pastore gebel. Niemand wil my help en hy kom nie. Sy bel 1000 kilometer van haar af vir my. Ek is ook nie altyd reg nie. Ek is ook baie keer besig, geskiep ek iets. Hierdie keer was ek aan Nicole. Sy bel die pastoor, hulle wil haar help. Die ambulans wil haar help. Pastoor, jy moet besluit dat jy afgetree is. Jy kry party van hulle. My maat, jy moenie vir hom werk gee nie. Hy wil net shine sondagoggend as hy 1 uur en 'n half. Verder niks doen nie. Stefan Visser Wally, wat se tipe pastore is julle? Ek vra julle, daar by die huis. Wat se tipe pastore is julle? Of shine julle net op 'n sondagoggend of werk julle deur die week?
Vra maar net. Prys die Here. Okay, kom ons gaan 'n bietjie aan. Ek wil vandag vir jou sê, van ons, Satan skrikkie vir jou bloedpleitery nie. Jesus se bloed, geloop die duiwel nog steeds daar verby, want jou hart is nie opreg nie. Jou hart is nie opreg nie. So Satan skrik nie, vir flou gif nie. Jesus se bloed is gif vir Satan, vir ons is dit lieflik. Ek kom hierso, van die trap af, en ek sien julle boer met vlee. Ek merk dit dadelik op. Ek roep die mense saam, toe ek hier aankom. Nee, ons doen gif. Ek pleit Jesus se bloed. Ek bid, ek doen dit. Ek kom gister weer hier. Ek sien die vlee het vermeerder. Wat gaan aan? Ons bid, pastoor, maar die duiwel loop steeds rond in ons huis. Jy lieg man, jy het die verhouding met God nie. 'n Duiwel wat in iemand se huis loop, of 'n demoon of oupa of 'n ouma, jy dien nie God nie. Want 'n vlieg loop oor 'n koue stoofplaat, maar oor 'n warm stoofplaat kan 'n vlieg nie loop nie. Die duiwel het dit weer vandag aan my gedoen, omdat jy koud is. Ja, dit is hoekom dit is. Die duiwel kan nie naby 'n warm Christen kom nie. En die hordes vliee op hierdie plek waar ons nou staan, wat 'n bietjie minder is volgaan. En ek kom agter. Kommunikasie tussen Gods manne. Die een sê 1 eetlepel gif. Die ander een sê 2 eetlepels gif, en die een hoor hy, en die ander een dink hy hoor, en die ander een dit, en die ander een dat. En hulle maak 'n teelplaas van die vlee. Van te min gif. Jy kan 'n teelplaas van demone maak. Hoor my vandag, om te speel met sy bloed. Jy gebruik maar net, ek het die wapenrusting aan. Man, ja, 7 pyle in jou rug. Want jy draai elke dag om. Dankie, hierdie woord is vir jou. Helm van verlossing. Skoene aan jou voete, bereidheid vir die evangelie. Borsharnas. Die skild van die geloof, om die vuurige pyle af te weer. Die waarheid gordel. Die swaard van die gees, nee. En hy kom Daggie. En die duiwel kan vir Daggie niks doen nie. Weet jy wanneer doen hy vir jou iets? As geen wapenrusting op jou rug nie. As jy omdraai. Ek is nie lus vir die dinge nie. Maar Daggie sal jy omdraai nie. Moenie jou blaaie oopmaak nie. Ek het die wapenrusting aan. As jy net blaaie oop, as dit bene oop ook. Jou valse wellustige ding. Ja, dis wat dit is. Kom ons gaan. Waar is die regte herlewing? Jesus het herlewing gehad. Dink jy Jesus het vir ons herlewing gewys? Hy dryf 'n duiwel op die straat uit. Hy doen straatwerk, pastoor. Jy wat so hoog verhewe is, om nie kan straatwerk doen nie. Weet jy wat? Jy hou jou bo Jesus, en daai een wat hom laas bo Jesus gehou het, is uit die hemel uitgegooi. Klim 'n slag aan jou tekkies, kom by die straat uit, en vertel die mense van Jesus. Besalwing. Jack wil nog verskoning ook maak aan die agtergrond. Ek sê maar net. Okay. Jesus bid vir siekes. Jesus staan in die sinagoge op en hy lees die woord. Jesus dryf duiwels uit en hy verkondig die evangelie oral. En hy vertel hoe werk die evangelie. Hy sê Matteus 10, gaan maak siekes gesond. Reinig malaatses, wek dooies op, verniet het jy dit ontvang, verniet moet jy dit gee. Party het dit net 'n bietjie verkeerd. As jy met jou bussie na hulle toe kom, en dink hulle, jy kry verniet diesel ook. Dit staan nie daar, jy kry verniet diesel nie. So gooi vir die pastoor wat by jou kom diesel in. Maar okay, kom ons gaan aan. Herlewing gaan nie na jou toe kom nie. Herlewing moet jy gaan soek. Hoor jy wat ek sê?
Hoe gaan jy 'n duiwel uitdryf as jy heel dag agter jou TV sit? Jy moet gaan, dan kry jy herlewing. Vra hulle almal wat gegaan het. Daar was geëindig met doop. Ons begin by kerke met minimum min mense. Dan moet ons nog fight ook teen 'n billboard. Die herlewing is so erg dat die pastore in hulle kortbroeke bedien. Amen. In Kentucky eet op die sypaadjie. Dankie pastoor, jy's Eyster. Dan kry jy nog 'n ander ou. Die duiwel wil hom 'n bietjie vir ons keer. Na 33 jaar, God nou 1 Desember, 33 jaar dien, kom daar vragtige vuil goed. Ek het nie 'n ander woord nie. Na ek eerste hand gepreek het by 'n kerk. Hier's vir jou boek. Jy mag drink. Steek jou boek in jou. Jy het tyd gemors om vir Lucifer so 'n boek te skryf. Gooi dit in die vuur. Nee man, gooi my eers in die vuur, so moet hom agter indruk. Stolle van 'n Merwe gesê het met 'n komkommer. Want vragtig, van my kom vertel, ek kan maar drink. Jou vuil goed. Sis man. En hulle volg. Jy hoef my nie te nooi nie, ek wil ook nie so toe gaan nie, want ek wil nie sypie. Bekeer jou en laat jou doop. Hoor gou, jy gaan soek herlewing. Herlewing is jy op die vloer lê vir 1/2 uur in die kerkie. Ek like 'n lewendige kerk. Ek like duiwels moet uitkom. Ek like daar moet een lê, daar moet een lê. Daar staan een en hoor. Ek like dit. Maar pas op dat jy dit so like dat jy later 'n fop is. Luister hier, herlewing is vuur wat met ietsie begin, 'n skritsie. So, skrits. 'n Skrits, een goeie woord. As ek so verbyloop en sê, jy kan goed vir God beteken. En ek steek hy vuurtjie aan. Hy kan hom doodblaas of hy kan hom verder vat. Daar's mense wat hel toe gaan omdat hulle vuurtjies doodblaas. Hulle blaas die vuur dood wat vir hulle gegee word. Hoor gou jy kry die Khoisan in die Kalahari. En dan kry jy die boer, swart, wit of bruin, met die 5 liter petrol. Al twee gaan nou braai vleis. Die boer, die Khoisan sit daar, en die rookie draai later, en hy draai, ken jy dit? En hy draai. Maar hy maak 'n vuur al safarai. Daar's 'n vuur wat opkom. En dan kry jy die evangelis. Hy vat die 5 liter petrol. En dan brand hy hom partykeer self uit. Ja. As 'n evangelis. Party is ewig gelaste. En party is evangeliste. En party is ewig lus. En dan kry jy God se evangelis. Hier in die Kalahari is 'n tent op. En die pastoor preek, hulle sê, maak dit so. Dan val almal om. Daar is mense wat God se krag het wat dit doen. Maar daar's valses ook. Moenie net agter iemand aan hardloop. Moenie eers agter my aan hardloop omdat ek my hande op die tannie van 88 gelê het en sy hoorie. Dis te sê ek is met alles reg. God gee persent. Ek het 'n genesingspersent gekry en ek kan hom misbruik. Hoor julle wat ek sê? Maar jy kan ook kyk na vrug van gees. Maar, behalwe dit, hulle sê my hierdie pastoor, as moet iets fout wees, sê een vrou vir my wat bid. Uit die 100 bidders, nee, seker om 20 bidders, is daar een wat dank, hier's 'n fout. En ek bid saam oor die telefoon, ek sê, Here, as hy nie van U is, openbaar hom. Want ons wil nie godsmanne aanval nie. Nou net as hy van die Here, moenie loop aanval nie. Vra die Here liewerster om te openbaar. En hy volgende oggend 5 uur toe die sonnetjie uitkom. God wag dan laat daar lig is. Toe kom maar 'n warrelwind wat die tent skep en hy gooi hom weg. En hier lê die ewige lus saam met 'n 16-jarige dogter agter die preekstoel in slaap. Die kerk is vol foute. En as ongelukkig mense wat by die huis sit en die hele dag oor die foute van die kerk praat, terwyl hulle self so vol foute is. Het jy geweet daar's baie prokureursfirmas vol foute? Het jy geweet daar's baie doktersplekke vol foute? Het jy geweet daar's baie die polisie het baie foute?
Het jy geweet, verpleegspersoneel het baie foute? Ja, so pastore het ook foute. Hulle is nog nie in die hemel nie. Maar dit maak jy die kerk sleg nie. Dit maak jy die kerk sleg nie. Sort die met die foute uit. Nou, een kragtige woord, 'n scratch, kan herlewing veroorsaak. Die ou wat vir Reinhard Bonke na God toe gelei het 'n scratch gehad. Jy lei iemand na God toe, en dit is 'n scratch. Ek nou weer kyk vir Thomas Collin daar op Klerksdorp. Hy man het so swaar gekry in Ograbies. Daar kom sy kinders naweek huis toe. Daar sit hy donderdag in die kanaal met 'n visstokkie. Daar vang hy vis, dat hulle net kan, en maak hy met meel, en maal hy vis, maak hy koekies, dat sy kinders kan eet. Maar hy het nie die evangelie opgegee nie. Hy het nie begin rook weer en weer gedrankie, na kom na God toe gelei jare terug. Hy het eers nie ore gehad, het verloor hy 2 plase. Maar na hy God begin dien het hy gebly een scratch. Ek het voor hom gestaan en gesê, jy is met iets besig. En as jy nie stop nie, gaan jy verloor. Toe verkoop hy skelm drank daai tyd. Toe hardloop hy na sy vrou toe en sê, wat se goed vertel julle vir hierdie man? Toe ken jy my nog nie, een scratch. Maar ek eindig altyd met my goed. Jesus, ek jou lief. Mense luister net hou op rook. Hulle hoor nie die liefde nie. Want hulle is so in hulle self om net fout te vind. Een scratch. Nou toe ons by Klerksdorp verbyry. Jy het hom Thomas gesien en hy werk nog steeds. Die wat saam met my was oral sal weet hoe kom mense en groet. Dankie vir daai dag wat jy my na God toe gelei het. Een scratch. En ek wil vir julle vandag sê, 'n scratch kan baie veroorsaak. Een regte woord kan baie veroorsaak. So scratch. Daar sal nie wind inkom, daar sal niemand inloop, jy hoef jy op te staan en om toe te maak. Moenie worry nie. Okay. Ek sê maar net, jy probeer goed wees. Een scratch. Kyk daar. Hey! Een scratch. Kyk 'n bietjie. Kyk. Kyk, hey. Kyk. Wag, kom ek vat 'n bietjie meer. Lyk jy of hier reaksies is? Lyk jy of hier reaksies is? Kom ek vat 'n bietjie. Kom ek. Wat? Hallo. Wag, kom ons kyk net nog hierdie laaste. Hoor gou hierso mense. Ek het nou sommer net 'n grappie gemaak. Sorry Rolf, ek hoop jy het gebrand nie. Hoor gou mooi. Een scratch en een nou hardloop sommer. Die demone hardloop weg. 'n scratch kan mense roer. Almal het stil gesit. Maar kyk hierdie ou, hy wil my sommer fight. Kom ons kyk of ek jou kan brand. Jy geweet of jy kan 2 keer brand. Wag, dat ek hierdie man kyk. Of ek hom kan wakker kry. Kyk daar. Roer jy nie met herlewing nie? Ek wil jou 'n bietjie bebid vir herlewing. Vader, in Jesus naam, dat hierdie man loskom en laat hy u sal geweldig dien in Jesus naam. Amen. Prys die Here, prys die Here. Kyk 'n bietjie hierso, check 'n bietjie. Check, verstaan julle? Net nog so 'n bietjie in die rond te loop. In die rond te loop. In die rond te loop. Waar is daai man? In die rond te loop. Okay, hoor gou hierso. Sê. Prys fout wat ek maak. Moenie jou herlewingsvuur weggooi nie, dis groot foute wat jy maak. Okay. Ek sluit af met hierdie teksvers. So kom jy agter dat een scratch kan mense beginne. Jy beginne beweeg, nee. Kom ons beginne scratch. Kom ons gee kragtige woord. Maar dit help jy te binnekamerverhouding nie. Jy moet 'n binnekamerverhouding hê, nee. Jy moet kuier by daai Bybel. Daar staan geesvervulde lewe. Ek sluit af met Lukas 10 vers 27. Ons ken hierdie vers uit 'n skop uit. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en jou hele siel en met jou hele krag en met jou hele verstand en jou naaste soos jouself. Ek wil net vassteek by hierdie.
Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart. Wat is 'n hele hart? Alles. Sê nog iets vir my. Alles sê sy. Wat is 'n hele hart? Alles. Beteken dit daar kan 2% sit in jou hartkanker? Daar kan 'n hartspier sit wat verlam is? Nee, alles. Hoor wat sê hy? God het nog nooit gesê, jy moet my dien halfpad nie. Hoekom val mense terug? Hoekom gebruik hulle weer tik? Hoekom raak hulle weer hulle toestand in? Hoekom raak party weer terug siek? Want hulle dien hom nie met hulle hele hart nie. Hele, sê almal hele. Daar sê hy, uit jou hele hart en uit jou hele siel. Jou siel sit die. Dis jou, alhoewel ek glo in 3 vlakke, gaan nie nou daaroor preek nie, maar kom ons praat gou net oor hierdie, oor jou verstand, oor alles. Jy moet hom met jou brein lief hê. Jy moet fight teen dinge van die vlees, dinge van die duiwel. As jy heeldag sit te bedink, 'n seksgedagte in jou kop, dan gaan jy mos 'n kindermolesteerder word. Maar as jy hom kry die seksgedagte, en jy sê in Jesus naam weg, dan gaan hy afwys. Jy geweet, almal hier, as hulle wil eerlik wees, kry snaakse gedagtes, van seks tot wil rook, tot drink. Die oomblik as hy in jou invlieg, is dit nie jy nie. As jy hom verder bedink, is dit jy. Hoor jy wat ek sê? Die oomblik as hy in jou vlieg, vat hy R20. En jy sê, in Jesus naam ek sal nie, het jy niks gesondig nie. Baie mense verwyd hulle self, omdat hulle snaakse gedagtes aan mekaar kry. En dan dink hulle is van die pad af. Nee, jy is nie van die pad af nie. Jy is 'n target vir Satan, as jy dit verder bedink. Geld sal lekker wees. Gaan kyk ek in my vrou se kas, vir 'n sykous. Het jy nog so goed? En dan trek ek hom oor my kop. Nou gaan die sonde 'n bietjie verder. As julle sien, hier kom ry Roy is af met sy Isuzu sonder nommerplate en 'n sykous oor die kop, op pad FNB toe. Hy gaan nie meer op God wag vir geld en nou gaan hy. Dis wat ons doen, die bedinkery raak erger. Ek gaan stel een aan te bom, ek hoef nie te sê waar nie. Nee. Dink nou 'n bietjie, julle wat so weer dwelms gaan gebruik, laat ek ook 'n bietjie terugval. En in die aand net, ek en Anna kyk gister hoe Mr. Bean huis uitverf. Hy maak oop die wit verf. En toe sit hy die bom in en toe hardloop hy uit. En toe skiet dit. Onthou jy Anna? Maar in dit, in daai tyd kom Anna in, hy soek vir Mr. Bean. En toe Mr. Bean kom, sit net hierdie ou se Seleda. Maar kom ons vergeet dit nou. Ek wil so graag 'n fliek gemaak het in my dronk daar, meneer Rooiboontjie. Maar kom ons los dit nou daar. Sien jy die lachery en die lag hulle so in die kerk. Maar okay, hoor net gou, met jou hele verstand moet jy hom lief hê. Soos ek 'n moord bedink en ek doen hom later. Hy vat jou verder. Mense hoor gou mooi, as ek begin dink, hoe gaan ek 'n sekere persoon vermoor? Later gaan doen jy dit of jy doen 'n poging, want jy gee dit jy voed dit. Nie met vuur van God nie, maar met vuur van Satan. Moenie jou gedagtes steelsgee nie. Ek was al gered toe vermoor ek amper iemand met wat is hy blare? Ons hoef nie te sê nie. amper so iets, amper so iets. Salonsroos. In 'n oomblik kry ek dit. En ek dink dit sal alles oplos. Dit sou nie alles opgelos het nie. Ek sou nou nog in die tronk gesit het. Of ek sou. Man, kom ek sê vir jou, sy is soos 'n kat met 9 lewens, ek het getry. Hy vrou kry jy nie dood nie. Ek stel vir haar, die nuwe man net sê, vir hy vrou stel ek 'n bom in 'n kar. Hy moet na 3-4 dae afgaan. Maar ek het brandewyn in toe kom stel. En 'n brandewynmens vergeet wat hy soos Alzheimer.
En 3 dae daarna ry ek self met hom. Pas op, jy blaas jouself op. Hy vrou word nie opgeblaas nie. Sy is nou 34 jaar, 35 jaar aan my sy. Sy gaat nergens. Ek het getry, maar sy gaat nergens. Ek het haar try dood bid eendag. Sy dood nie eers met gebed nie. Want aan wie bid jy as jy iemand wil doodbid? Ja, en ek noem hom liefdevolle God. Ek kom nogal by hom. En ek sê, ek was so maand gered. Ek sê, Here, Abraham het sy beste geoffer vir Isak. Ek kom vanaand en ek offer vir Stella. Dis vals. En weet jy wat, ek het so geloof. Ek sit buite teen die kar se wiel. En ek weet as ek in die huis instap, is sy dood. En daar's tweeetjies wat daar voor in die AG staan. Hulle steek hulle handjies te mooi op. Dan gaan ek een van hulle, laat hulle die bordjies was na die begrafnis. Dan as ek mos weer gehelp met 'n nuwe enetjie. Ek is gered, ek was radikaal vir God toe die gedagtes by my opkom. Ek moes hom dadelik weggejaag het. En ek bid wragtig, ek is so godsdienstig en so heilig voor God. Ek sê, Here, soos Isak, en ek huil ook nogal, ek gee haar vir U. En ek stap in die huis in, want sy lê dood. Ek sê jou, ek glo dit. Ek het dit geglo. Jy kan jouself belieg. Pas op, laat jy jou nie self belieg, laat jy alright is nie, en jy reg is nie. In meantime is jy die verkeerde een. En toe ek inloop, toe sy lewendiger as ooit tevore. Hoekom lê die sok hier? Dat smaak ek dood toe. Maar okay, met jou hele hart, met jou hele siel, en dan sê hy, met jou hele krag, om krag te hê om 'n bierblikkie op te tel, krag te hê om te stap na die Naiji toe. Ek noem hulle nie meer Naijis nie, ek noem hulle nie meer smokkelaars nie. Ek noem hulle narkoterroriste. Ons moet daai woord in Suid-Afrika begin regkry. Is 'n narkoterroris, iemand wat dwelms verkoop. Hy's 'n terroris, en 'n terroris mag. Wat doen jy met 'n terroris? Wat doen jy met 'n terroris? Maar God praat toe gister met my. Hulle is so, en die disipels sê, Here, kan ons die vuur uit die hemel uitbid, en hulle gou laat val nie? Sê hulle vir Jesus. En Jesus sê, julle besef nie, wat se vuil harte julle het. So, dit was Jesus se vyande. Al wil ons die narkoterroriste doodmaak, aan ons kom dit nie toe nie. Hy sal vergelde. En God is op hierdie oggend besig, voor Venezuela. 98 bote is uitgeskiet. Dit op een slag. Praat nie van die ander nie. God is vanoggend besig. Mexico. God is vanoggend besig, die vliegtuie, die grootste, soos ek julle sê, landingsboot, staan voor Venezuela. Enige oom, alles op narkoterrorisme. Het julle geweet, daai dwelms kom ook hier naartoe? God hoor ons gebede. Ek claim dit. En met jou hele verstand. En ons sal nou nie verder sê, jou naaste lief hê soos jouself nie, want dan is daar môre weer baie verklarings hierso. Wat moet verklaar? Vader, dankie vir hierdie pragtige klomp mense. Die lewe het hulle streep getrek en hulle het besluit om getriek te word. Maar toe kom stap U in almal se lewens in. En nou het ons 'n besluit, wil ek die vuurhoutjie doodblaas, of wil ek herlewingsvuur aansteek? Wil ek iemand wees wat in hierdie land gaan en later ander lande? Here, ek bid ook weer, dat nooit iemand by School of Fire sal geroep word, omdat hy hoor hy kan in 'n vliegtuig vlieg nie. Of op 'n boot ry of oor see gaan nie. Maar laat hy sal geroep wees om te sê, ek wil siele wen en sommer dan dadelik hier al beginne. Hier by School of Fire beginne. Party dink hulle moet eers in 'n vliegtuig wees en oor see wees om siele te wen. Dat hulle nou al sal wen. Here, raak ons aan. Laat ons elke middag 3:15 bid vir die volgende paar maande vir School of Fire. Dat hier sendelinge opstaan. Dat die personeel sal ook besef, almal van hulle sendelinge. En 'n sendeling soek 'n siel. 'n sendeling soek herlewing. 'n sendeling soek vuur. 'n sendeling wil scratch. 'n sendeling wil praat. 'n sendeling wil verkondig.
in Jesus naam. Amen. Is hier iemand vanoggend, want ek wil net 'n gebed doen vir die kameras ook by die huis, wat sê, ek het nog nie Jesus werklik aangeneem nie. Ek is so aan en af, ek wil hom vanoggend aanneem. Sê gou vir my, ek wil saam met jou bid, asseblief, steek so met jou hand op, is daar iemand? Is daar iemand? Wie is daar? Lyk my hier by School of Fire kry jy ook nie meer kans om iemand in die Here toe te lei nie. Of Stefan, of Wally, of kom goed saam met my. Nie skaam is, kom hier by my. Dankie. Dankie dat jy trou is. En nie skaam is. Kom, Swaransa, kom. Nou is ek aan bly. Want vir jou wil ek al lank al bebid het. Want, hy jou, en jy jou, almal, wat sê jou, as hy sy kant bring. Hierdie ou is School of Fire se een opvolger, as hy bly, ek weet nie hoe lang bly. Wie het jou gestuur? Ons gemeente in Jeffreys. Ander ding wat hier was, onthou julle? Wat ek altyd gesê het, hy het 'n assuransie gesig. Wat is sy naam? Ja, ek weet nie. Man, ek het altyd vir hom gesê, hy was so netjies ou, met kuif, hy was 'n surfer, in Jeffreys Bay is hulle. Maar hoor gou, ons dink partykeer, so ou gaan nie regkom nie. Daai ou het ek gedink gaan nie regkom. En hy ou dien God daaronder en is betrokke by sy kerk. En hy het gesorg dat hy hier kom, nee. Kan jy surf? Nee. Want julle kan saam, ek kan. Kom vanmiddag. Jy vat 'n muis. Dan surf jy so oor die internet. Ek het dit nog nie gesien nie. Luister julle twee, is daar nog twee? Hierdie manne is manne. Hulle is nie slappe, hulle sê ek wil change. Is daar nog wat wil sê voor ek bid? Ek wil change. Is daar nog? En dan wil ek ook vra, sommer by die huis, dat jy sal hierdie gebed saam bid. Ek wil vandag vir julle iets sê. Jy sal in 'n kerk sit, jy sal in 'n seepfabriek sit, en jy sal huis toe gaan, en jy sal na jou kamer toe gaan, daar by die huis, en jy sal presies dieselfde wees oor jou attitude. Nie ander mense se nie, joune. Jy sal dieselfde bly, as jy nie die seep vat en dit aanwend nie. So as jy daar bly sit, en jy staan nie op nie, en jy sê nie, ek wil change nie, dan sal jy nie change nie. Maar ek wil nie julle, nou, een moet nou net kom, om dat rooie sien, hy wil change nie. Hy ou moet dit doen, vir Jesus Christus. Nee? Amen. En dankie vir die wat al gechange het. Solank jou pa en ma net die change nie. Hulle moet nog hy matte kom skoonmaak. Okay. Kom bid gou saam en die daar by die huis, ek gaan so staan, dat ons bid. Bid saam, maar sê, Vader, U wat hemel en aarde gemaak het. U wat hemel en aarde gemaak het. En wie se seun se naam Jesus Christus is. En wie se seun se naam Jesus Christus is. Ek nooi U Gees, die Heilige Gees, in my lewe in. Red asseblief my siel. Vergewe asseblief al my sondes. Was my skoon met U kosbare bloed. In Jesus naam. Amen. Nou wil ek net vir julle verduidelik, dit is nou soos, jy stap in die garage aan en jy koop vir jou BMW, of 'n Mercedes, of 'n Tata, of 'n wat se ding. Nou, die oomblik as jy hom koop, nou moet hy petrol kry, hy moet olie kry, jy moet hom ry, hy moet dienste kry. Dit is wat nou hier gebeur het. Jy het gekoop. Die verskil is net, daar moet jy met kontant betaal. Jesus se bloed het klaar vir jou betaal. So wat jy van hier af moet maak, jy moet die Bybel lees, dan kry jy petrol. Jy moet worship, dan kry jy olie. Jy moet evangeliseer, dan gooi jy water in die kar, en so vorentoe gaan. Baie mense sê so gebed, en dan kom maar niks van nie. Want jy kan nie net die gebed opnoem nie, jy moet groei. Amen. Vader, ek bid vir almal daar by die huis ook, wat nou hulle harte vir U gegee het. Dankie vir al die mense wat ons in die pad ontmoet, wat vertel hoe hulle bekeer op YouTube, hoe hulle bekeer op Kruiskyk. Here, op Facebook, ons dankie daarvoor. Ons vra nou, Here, dat U elkeen sal dat hulle geestelik groei. En Here, ek moedig die mense aan onder gebed, dat hulle sal gaan na 'n diens toe, en ophou sal so dink, dat hulle so goed is, dat hulle nie 'n diens hoef by te woon nie. Here, asseblief, U het gesê in Hebreërs 10 vers 25, ons moet 'n samekomste bywoon, in Jesus naam. Here, laat die mense groei in Jesus naam. Amen. Ek wil net gou iets daarop sê. Ek ontmoet oral mense nou,
wat sê, Roy, ek luister net na jou preke, ek gaan nie kerk toe meer nie. Luister hier, my vriend, jy kan nie vir Roy so aanhang nie. Jy moet by die gemeente uitkom. Ja, maar alle kerke is verkeerd. Hey, weet jy hoe verkeerd is Roy is? Wat jy so na luister. So hou net op 'n mens aanhang of 'n ander. En dan wil ek vir jou iets sê. Ja, daar's mense, gesinne op plase, jy's ver van kerk af, hulle het 'n samekoms, hulle kom saam, dis samekoms. Solank jy net 'n samekoms bywoon. Maar hoor gou, jy wat net by die huis sit, gaan kyk maar die mense wat snaakse goed uitdink en snaakse evangelies beginne, is daai wat alleen by die huis sit. Hulle skuur nie met ander nie. Jy moet skuur met ander. As ek vat 33 jaar terug se typies wat ek op gepreek het, wil ek nooit hy moet weer verskyn van hulle nie. Want ek was verkeerde goed gesê. Ons almal sê verkeerde goed op 'n tyd. En ons groei. So ek vra julle vandag, gaan, en as jy van skool of fire af ook gaan na 'n kerk toe. Gaan woon 'n diens by elke Sondag. Forgiveness, oh, I won't let it go. Help my eyes.